Hoi almal, verlede week was ons kwartaallikse direksievergadering en hierdie week stel ons daai kwartaalverslag beskikbaar op ons webwerf. Dit is baie belangrik vir ons om deursigbaar te wees en nog belangriker dat die bedryf presies weet wat ons met die heffing doen. So asseblief gaan lees daai kwartaalverslag op ons webwerf. Maar ek wil nog steeds 'n paar hoogtepunte net uitwys vir die kwartaal. So, aan die naspeurbaarheidkant het ons 'n baie belangrike mylpaal bereik met die 10,000 GLN registrasies. En ons het ook nou 15 bestuurstelsels wat met die RMIS platform geïntegreer is. Ons toepassing is ook nou beskikbaar op die Google Play Store en die Apple Store. So maak nie saak of jy 'n Android of 'n iPhone het nie, jy kan nou seker maak dat jy daai toepassing aflaai op jou foon. En dan op die Back and Claw front is RMIS aktief besig om te help met die verspreiding van entstof. Ons het ook meer as 25 dieregesondheidstegnikuste in diens geneem en sover 22,000 bedryfsnaspeurbaarheidsoorplaatjies aan die staatsveeartsenydienste versprei. Alles om te help met hierdie entstof uitrol. Ons het ook 'n 4de mobiele beeshanteringseenheid by ons vloot gevoeg en ons adviseurs is direk in die provinsies uitgestuur. So daar's een in die Oos-Kaap, Limpopo, Noord-Kaap en Gauteng. Dan het ons 'n maandelikse siekteverslag wat ons bekend gestel het. Dit gee vir boere tendense en praktiese riglyne waarvoor moet hulle oplet en watter stappe moet hulle neem, watter siektes is nou belangrik om na te kyk. En op die internasionale front het lande soos Jordanië besluit dat hulle sal vleis van diere wat voorheen met Back and Claw besmet was of enstof ontvang, sal hulle nou aanvaar. Ons is ook besig met plaasaudits wat werk na die gesertifiseerde Suid-Afrikaanse rooi vleis en ISO standaarde. En dan laastens is ons baie opgewonde oor die Agri Benchmark konferensie wat hierdie jaar plaasvind en wat klomp lande na Suid-Afrika bring. Soos julle kan sien, daar's baie wat gebeur, maar ons moet ook baie eerlik wees oor die realiteit. Op hierdie stadium staan die beeslaggetalle 12% minder as dieselfde tyd hierdie laas jaar en die skaapslaggetalle is 11% minder as hierdie tyd laas jaar. So ons hoop is dat met die Back and Claw enstof wat nou meer gereeld inkom, kan ons daai tendens omdraai. Maar jy kan alles lees in ons kwartaalverslag wat op ons webwerf beskikbaar is. Baie dankie en ek sien julle volgende week.